Welkom by hierdie week se Kaap vol hoop waar ons in die Kaap in die Bolandstreek kuier en dit is herfsttyd wat begin en beslis by die Kaapse wynlande van die mooiste uitsigte oor wingerde en berge en 'n pragtige sonsondergang. Baie gebeur op die sportveld ook in die Boland oor vakansietyd en ons kuier in die Parel hier by Hoërskool Parel Gimnasium. Dit is waar die netbalspan van Hoërskool Windhoek aan 'n skooltoernooi deelgeneem het by spanne van reg oor Suid-Afrika wat in aksie was. In hierdie week se program gesels Ben Kalitz oor Parel Gimnasium waar hy 'n onderwyser is en ook oor sy tyd in Windhoek gesels hy en Pretoria Afrikaans Hoërseunskool ouer Koenraad de Kok vertel van lekker gesonde wedywering tussen Parel Gimnasium en Affies. Windhoek Hoërskool netbalspeler Amaury Steinberg en VHS ouer Lucy van der Walt vertel van hul Kaapse besoek in die Parel en Parel Gimnasium eerste span netbalspelers Nicola van Heerden en Marie Snyman gesels saam na hul span se indrukwekkende wen oor Hoër Meisieskool Pretoria. Ook het Windhoek Gimnasium se hokkiespan in die Kaap getoer en by Wynberg gespeel en kaptein Danica Retief en afrigter Kagiso Mosiane vertel meer. VHS Rugby se Jan Dames vertel van VHS se rugbyspan se ervarings by die Kuilsrivier toernooi. En om vandag se program af te sluit moet ons daarom ook 'n Kaapse wyn proe en ons ontmoet vir Beyers Trieter van Beyers Kloof. Maar eerstens gesels ons met Ben Kalitz. Ben spesiale plek, Parel het nou vir jou huis geraak. Hy's Littytjie, maar jy het diep spore in Windhoek ook gestap. So 'n bietjie groener hierso. Effens die baadjies se groener. Ja, maar na die klomp reëns wat ek gesien het in Namibië is net so mooi groen. Nee, Arie, dit is ek was self hier op skool in die Parel, maar bietjie die wêreld deurgaan, maar daai 9 jaar wat ons in Namibië was my ongelooflik en ek is so dankbaar dat my kinders daar kon groot word. Ja. Dit was regtig spesiaal en ons nog steeds ongelooflik baie goeie vriende daarso. Dit is my altyd lekker om terug te gaan soontoe. Ja, mense maar eintlik dieselfde nê. Hulle sê altyd as ek in die Kaap is, sê hulle die Namibië is sulke amazing mense. Kaap het ook amazing. Ek dink oral seker maar goeie mense, maar daar's ooreenkomste tussen Windhoek en die Parel nê. Ja, Parel is nie jou groot stad nie en Windhoek is 'n groot dorp eintlik en die mense is ongelooflik vriendelik en hospitable. Ek mag nie Engels in die woord gebruik. Ek mag dit gebruik. Ja. Klikkerig. Ja, dit is lekker joviale mense en mense hou van kuier, hulle hou van die buitelewe. Ek weet ons 'n bietjie die reën wat binne in die huis hou in die winter, maar in die somers in die wingerde en die berge. Dit is maar soos Namibië in die veld en die see wat gaan. Dit is so ongelooflike aangename mense. Ons het bitter goeie vriende gemaak die tyd wat ons nou terug is hierso ook. Ja. Niks lekkerder as 'n sportdag. Mense kan ietsie 'n koffietjie koop en ietsie te eet. Dis Afrikaans Hoërseunskool en Meisieskool wat hier is. So ligte reentjie wat uitsak. As lekker as die kinders kan speel net Ben. Ons almal speel om te wen. Ons span nog lekker vandag verloor, maar dit is 'n speletjie en dit is belangrik in die ontwikkeling van die kinders. Ons is bevoorreg met die getalle wat hier so is en ons is bevoorreg dat skool soos Affies, ons in Affies het 'n uitruil skema jaarliks vlieg daar oor 1000 kinders op en oor 1000 vlieg terug van hulle kant af en hulle is verjaardag by ons. So dis 'n ongelooflike lekker geleentheid vir die kinders om vriende te maak. Baie van hierdie Affies kinders en gimkinders ken mekaar nou al 3-4 jaar lank. So as ons op gaan bly, hulle by mekaar, hulle reël sommer voor die tyd self. Ja. So dit is 'n ongelooflike lekker geleentheid en is baie geleenthede hierso. Dis nie net Affies hier, oor 2 weke gaan ons Grey College toe. Dan is dit Polroos en dan is dit Rondebosch en dan is dit Wynberg en dan interskole natuurlik is die groot een teen Boysay. Ja. Maar ja, lekker geleenthede hierso, ja. Namibië kon ook ervaar wat julle ook hier in die Parel ervaar. Dit is in die Paastyd en in Apriltyd tipies kom toere af. Weet wie is 'n netbalspan het hier op die bane lekker gespeel. Lekker om hulle te verwelkom. Ja, ek doen diens by een van die kossessies hier so by die skool en ek kyk so, hier kom die blou Kurubus ingery. Ek het dieselfde bus hy het so bed voor en ons het rugby toer saam met Henry Kempele destyds met hom aan die Kaap en in Wynberg kom speel. Maar dit was my ongelooflik om hier die VHS bus te sien. Ek het dadelik my ou VHS trui gaan aantrek en gaan handskud. Maar nie net VHS, ek weet Windhoek Gim was ek hier onder en dis lekker geleenthede vir die Namibiese skole om af te kom en bietjie te kom speel hierson. Ja, dis lekker. Lekker die blootstelling en wat lekker is nie die speel nie, die afrigters praat met mekaar, mense deel uit en jy het ook so ervaar wie afgekom saam met VHS. Jy raak eintlik bietjie wyser. Nee, verseker. Dis ongelooflik, mense leer by elke afrigter, maak nie saak in watter sport, selfs by die netbal afrigters, die manier as praat oor wat hulle doen, ons kan dit toepas in rugby, ons kan dit toepas in hokkie. So ja, dis is lekker om skouers te skuur saam met top afrigters. Ons is bevoorreg met Pieter Rousseau, Slapchips wat ons hoofafrigter hier is en Jeline is ons van der Merwe is ons hoofafrigter, sy self 'n Protea netbalspeler. Ja, en dan by Boysay met Shaun Erasmus, mense gesels met hierdie ouens, gesels nou met Affies se hoofafrigter, Reino van der Merwe.
dis net lekker om met hierdie mense te gesels oor die wedstryd. Ja, almal op dieselfde bladsy. Ja. So laastens 'n klomp Windhoek kinders wat in die Namibie se kinders wat ook in die skole is. Ja. Lekker om met hulle ook te ontmoet en die pad wat hulle stap. En dis nie net Namibiërs wat in Parelgym is hier. Dis in Parel Boys, hy in Paulroos, in Bloemhof. Ja. En La Rochelle is hier Namibiërs. Ek is baie trots op die Namibiërs hier, ons baie lief vir hulle. Ons het verlede jaar het ons hulle almal, ons amper 40. Ek dink so oor die 40 Namibiërs nou het ons 'n bietjie staanrip vir hulle gebraai. Maar ek is trots op die Namibiërs. Jy het vir Christian Burger en Sebastian Burger, die twee broers. Christian het 'n bietjie 'n slegte beserings gekry, maar Sebastian speel rugby, maar hy's op die verhoog en hy sing en is ongelooflik. Johan Swanepoel van Swakopmund, hy is ons eerste span se hokkiekaptein. Gisteraand 'n ongelooflike wedstryd gehad. So hierso is 'n hele klomp Ernst Jansen hierso. Eddie Turner se seun. Ja, Eddie Turner se seun, Michael Turner. Nee, die kinders doen goed hierso. Ons is baie lief vir die Namibiërs in Parelgym in die skool. Dis jou kinders wat baie bly naweek in, ja, is ver van die huis af, maar nou as die kinders naweek inbly, dan is ons wat aan diens is, hey, kom braai saam met ons. En dit love hulle. Dit of 'n bietjie te braai. Ja, absoluut. Hulle doen regtig goed. Die Namibiërs hierso is baie trots op hulle. Ja, dis Baie lekker. ja. Jou kinders was albei kante op skool, so hulle het skool hier geëindig. Hierdie kant die boublokkies gebou daar in Windhoek. Hulle het verder boublokkies hier gekry. Laastens ben programme Skaapvol Hoop, sommer net hoop, die woordjie hoop in 'n persoonlike konteks, geestelike konteks waarmee soms rondom jou kyk, hoop ook 'n groot komponent in jou lewe. Verseker. Ek dink sonder hoop is daar dan wil ek nou nie meer lewe nie, want as jy nou als ernstig moet opvat wat met jou gebeur en daar's nie vir jou iets om aan te waarna jy kan strewe nie. Ek bedoel dit is wat is dit Joe Black wat sing oor hoop, né? Ja. Hy sing met een van sy liedjies, daar's onder andere ook. Nee, dit is ons is baie dankbaar vir die geleenthede wat ons kry hierso. Ons is bevoorreg, jy praat van kerk en die gees, ons is betrokke by die Agterparel NG Kerk, maar dis 'n NG Kerk bietjie op steroids. Ek bedoel nie lelik nie, jy sal verstaan wat ek bedoel. Ja. Maar die sang daar, ons het môre het ons potjie kos. Ons het Namibiër wat inbly in die koshuis môre. Hy gaan saam met ons potjie kos maak, Ernst Jansen. Hy gaan sê Ernst potjie kos. Ja meneer. So dis ongelooflike geleenthede wat ons het en ons is baie dankbaar vir al die seëninge wat ons so onverdiend ontvang. Absoluut. Ja. Dankie wat jy vir die kinders doen en doen so voort. Baie dankie, ek waardeer. Groete na Namibië. Ons is terug by hierdie week se Kaapvol Hoop en ons kuier by die Parel Gimnasium Hoërskool waar VHS se netbalspanne aan 'n vakansietoernooi deelgeneem het. Ek gesels met VHS speler Amoré Steinberg en VHS ouer Lucy van der Walt. Amoré, dis ver van Windhoek af. Sommige jou ervaring in die Parel, die teenstand in jou posisie lekker om teen ander skole te speel. Ja, dit is so. Ons het sover nog net een game gespeel, maar die kompetisie is definitief gesond. Dis baie lekker oor die algemeen en ja, dis goeie ervaring vir ons. Ja, en lekker die spangees seker ook. As ek baie oor te lag veral. Ja, definitief. Almal is net gelukkig as jy op die veld gaan, want dis nie van verwagtinge om te wen nie, maar wel om te leer en dit te gaan uitleef daarna. Ja, en dis lekker en van 'n ouer se kant Lucy, dit is ook ver van Windhoek af, maar lekker as die kinders kan speel, maar ook lekker as Madaram kan saamkom en net kyk of alles oukei is. Ja, dit was 'n heerlike ervaring vir al die bus. Ons was omtrent 48 uur lank op die bus. Dit was baie lekker en ja, dit is goed om te sien hoe die kinders ontwikkel. En dit geniet en VHS het by verre die beste gees hierso. En spangees is belangrik en as mens teruggaan dan moet dis gewoonlik wat mense dan bymekaar trek. Kon jy die balans lekker vind tussen speel en ervarings op buite die netbal? Ja, baie belangrik. Dis vir baie van die meisies die eerste keer wat hulle uit Namibië uit is en ons het al bietjie lekker in die groot winkels rondgeloop wat ons nou nie in Namibië sien nie. Ons moet nog Starbucks afmerk op ons lysie. Maar ja, dit is heerlik om net tyd saam met die meisies te spandeer en herinneringe te bou. Dit is tog wat hierdie is. Ja. En saam met ander ouers ook en mense ontmoet mekaar nou op 'n ander vlak en 'n ander omgewing ook en dis lekker. Ja, nee, dit is heerlik. Ek het 'n hele paar nuwe ouers ontmoet, so dit is baie lekker. So laaste vraagie, julle het in nou een wedstryd gespeel of wat om nog een te speel. Kon jy dadelik al die intensiteit en die manier van speel agterkom dit is 'n ander land se speel, maar mense leef by mekaar. Ja, nee, definitief. Hulle is definitief meer aggressief. Hulle het bietjie meer lyf as ons. Maar en die spel is bietjie vinniger as wat ons gewoond is, maar ek dink jy ons speel te sleg nie. Ons eerste game, of eintlik almal wat al gespeel het, hulle speel nie sleg nie. Ek meen, as jy vergelyk met waar ons was en waar ons nou is, moet ek sê ons het nogal baie beter geword. Ja, dit is absoluut. En ons terugvat ook Windhoek toe. Dis natuurlik lekker ervarings. Maar sien 'n mens hierso oor die ander spanne en hoe die
hoe die ouers in die groter groep rondom 'n span ook dit hanteer op jou nie spansport. Is dit ook wat mens raak sien? Ja, definitief en ek moet vir jou sê oral waar ons meisiekinders kom, sê hulle julle moet van Namibië wees want julle is vriendelik en julle is so mooi gedissiplineerd selfs op die grens. Ons kry net komplimente oor ons kinders en hoe vriendelik en mooi gedissiplineerd hulle is en ons is trots om VHS te wees en Namibies, ja. Ja, absoluut. En net om vir jou skool te speel en jou wapen op jou bors te hê, so trotse oomblik nee, en jy verteenwoordig jou skool eintlik in 'n ander land. Dit is definitief 'n trotse oomblik om toe ons vanoggend van die bus afklim, almal sing en almal is gelukkig en hulle geniet dit. So dit is definitief lekker om wel te kan sing en om dit lekker vir onsself ook te maak. Ja, altyd baie spesiaal om in die Kaap aan skole toernooie deel te neem. En Parel Gimnasium het ook verhoor meisieskool Pretoria verwelkom en Parel Gimmies behaal 'n uitstekende wen van 34-21 teen Affies. Ek gesels met Nicola van Heerden en Marie Snyman. Affies teen Gim is nog altyd soos 'n groot wedstryd. Dit was nog nooit maklik nie, al hoe sterk die twee spanne is. So ek's baie trots op ons span dat ons die wen deurgetrek het. Ja. En die span werk saam, dis nog vroeg in die seisoen, maar lyk of julle 'n goeie span gees het en lekker saam speel. Ja, ons is al baie lank saam en ons het al super baie wedstryde saam gespeel. So die vaardighede is definitief goed so veral by Gim. Program is Kaap vol hoop. Sommer vir albei van julle woordjie hoop op dalk wat betekenis vir julle in die netbal en persoonlike konteks. Ja, ek dink die netbal is definitief 'n voltydse werk op die stadium en vlak van spel. Jy moet regtig soos jy alles gee, jy moet fisies gesond bly, jy moet jou nutrition en stand hou en jy moet jou akademiese tyd ook uiteen kan sit. Jou tydsbestuur moet definitief tops wees. Anders gaan jy nie plek en tyd hê vir alles nie. Ja. Ek wil sê met die hoop, jy werk so hard op die baan en van die baan af. Jy het ook baie ander prioriteite. Maar hy hoop jy wil nou so graag wen, maar hy hoop kan jy net in die Here sit. So jy weet dan as jy die harde werk sit, dan sal hy jou die krag gee om dit te doen. En dis waar ons is wel plaas. Welkom terug by Kaap vol Hoop en dit was nie net in die Parel waar sport gespeel is nie. Windhoek Gimnasium het aan die Belgotech Sport Hokkie toernooi deelgeneem en ek gesels met die dogterskaptein Danica Retief en afrigter Kagiso Mosiane. Dit is nou 'n wedstryd in Wynberg. Dit is 'n groot voordeel vir ons om in die Kaap te speel en ons hou van hierdie toernooi. It's good growth for us as players and team and management want ons kry goeie kompetisie wat ons vir ons regmaak vir ons liga in Windhoek. Yeah. And also, I suppose the team pulling together, a bit of span gees that comes into play. Oh, always. I think every tour is one of those span bow, gees, and ons hou van dit baie. So. Yeah, and competition-wise, as you mentioned, it's good to play a different style of hockey as well. Learning from that. When you compare our style in Namibia compared to South Africa is more direct, and here we are still on the skills base. So I do like the challenges, and I think it makes us grow, not just as Namibian hockey, but South Africa and as African hockey as a whole. So for our nationals going forward, we're looking forward to seeing our Namibian teams dominate South Africa. En Danica, vir jou ook die ervaring, jy was al met PSI's en ander toernooie in die Kaap, maar altyd lekker om Kaap toe te kom vir hokkie. Yes, definitief. Dis definitief 'n ander weer wat ons inspeel en alles en beter kompetisie moet ek sê en ja, ek geniet dit baie. Ja, en die Kaap self om hier te toer, hier's daar behalwe hokkie, dis 'n mooi wêreld ook. Dis baie mooi. Sights and sounds. Ja. Gunsteling plekke vir jou in die Kaap. Ek moet sê Tafelberg en Kanaalhoek van ek hou van shopping. En Tafelberg, hy's uniek, was jy al 'n bietjie op met hom? Ja, definitief. Ek het met die kabelkarretjies opgegaan en dit was 'n baie mooi view moet ek sê. Ja, baie uniek. Ja. Die program saam so Kaap vol hoop en sommer dis nou 'n groter woord hoop. Baie keer persoonlike konteks, sportkonteks. So op 'n toer ervaar jy ook hoop en dankbaarheid uiteindelik. Definitief. Ons bid elke dag vir hoop en dat ons dit geniet en dat ons dankbaar is dat ons hier kan wees en alles. Ja. Yeah. And coach, you experience the same? No, we also hope. Definitely experience the same. So as a spiritual country as well and a spiritual team, we do a lot of enjoyment in terms of what we're doing for the Lord and everything we give to the Lord. Ja, daar is verseker hoop en Windhoek Gimnasium het 'n suksesvolle toer gehad. Windhoek Hoërskool se eerste rugbyspan het ook in die Kaap getoer en afrigter Jan Dames vertel meer. Jan, is lekker as 'n mens kan toer en die kinders so op die bus sit. Dis ver om te ry. Maar mens pluk die vrugte daarom seker so met tyd, om daai tyd wat mens saam met die kinders spandeer. Yes, ons het nie beplan om 29 uur te ry nie. So ons het so 'n paar hiccups gehad met die engine van die bus en so aan, maar as ons daar stop en dadelik is die oudjies bymekaar en ons lag en ons
maak grappe en jy weet daar waar jy langs die pad staan. Ek dink dit is 'n leerskool vir 'n ou ook. Ek was op 'n plek gewees waar dit nie lekker is hier en ek moet dit lekker gemaak het. Ja. So en dan die hele toer is dis waar ons bond en dit is hoekom Windhoek Hoërskool daarvan hou om te toer met 'n bus. Jy weet ons kan ook vlieg en ons 'n bietjie meer betaal, maar dit is lekker om die samesyn, die spanbou, daai wat jy ma se kos is en my kos en daai goeters is so. Dis net lekker is en dit is wat 'n toer maak. Hier is nog ander spanne, maar mense skakel ook met ander afrigters en ander bestuurspanne. Dis ook baie werk, né? Dit is ook lekker om te sien hoe hulle dit doen, jy weet. Die in die Kaap, jou groot manne sit mos hierso so hierdie inligting kom ons eers na hulle toe. So dit is wat vir ons lekker is hoe die manier hoe hulle speel, die aggressiwiteit wat daar is en dan kan jy dan ondersteun jy die bokke wat bo is en sê Jessie, dit is hoekom dit goed gaan in die Kaap ook. Maar nie met al die spanne in die Kaap gaan dit goed nie, maar nou ja. So maar hulle het die nommers en ons kom altyd hiernatoe om ons te kom meet en dan terug te gaan en te sê ons het ons gemeet teen van die bestes in Suid-Afrika en ons het die punch gevat, maar as ons daar kom dan staan ons 'n bietjie meer uit want jy het die ondervinding opgetel. Ja. Jy het al soveel jare wat jy betrokke is in afrigting, baie lank terug al eintlik, mens wil nou nie ouderdomme weggee nie, maar jy het 'n klomp van die titels gewen by WAS, het ook by Windhoek Gimnasium afgerig. Jy ken skole afrigting. Dit is my lekker om te sien hoe julle ook na die tyd op die knieë gaan en bid en die manier wat mens met die kinders ook daar mens stap met hulle net 'n rugbypad nie, Jan. Mens stap met hulle menspad. Dit is wie ons wil wees. Ja. As ons nie die lig kan uitdra nie en ons sit ons ligte weg, dan is ons doel op aarde verby. So dit is wat ons gebruik rugby as 'n medium om by die Here uit te kom. Elke ouetjie net te wys, luister, dit is wat ons bedoel. Jy hoef dit nie te vat nie, dis jou keuse op die ou end van die dag, maar dat hy die geleentheid het om te kan sê, Jessie, dit is lekker en as dit is lekker om in die oggend ook op te staan en jy hoor Christelike musiek daar in die kamer wat hulle speel vroegoggend, dan dink jy ergens het jy iets reg gedoen. Jy die saad kom plant, die Here sal nat maak en groei. Ja. En so ter afsluiting om in die Kaap so te speel ook die Kaapse kultuur en alles te ervaar. Julle gaan dalk so 'n draaitjie maak in Stellenbosch ook en kyk hoe van die ander skole speel. Is 'n totale ervaring. Yes. Dit is op die ou end dit maak die kinders eintlik 'n bietjie wêreldwys ook. Dit is, jy weet ons dink ons is alright in Windhoek en omgewing of in Namibië, maar jy weet as jy kan sien 'n ander ou is groter, jy weet in dieselfde posisie, hy's groter en sterker en hy hardloop vinniger en hy tackle harder as ek dan leer 'n ou daar uit. As jy nie leer nie, dan is jy ook maar net daar, dan klim jy ook maar net die spaarwiel en dan toer ons saam, maar jy weet as elke een net ietsie vat uit so toer uit. En dan dink ek en veral met die onder 15ntjies wat nou nog klein is, weet hulle toer met 'n verwagting eendag. Daar's 'n hoop wat sê eendag gaan ek in die ligblou trui speel. En as ons dit vir hulle so maak dat dit vir hom begeerte is om daar te speel, dan het ons ook ons deel gedoen as 'n span. Ons is terug by Kaap Vol Hoop en Afrikaans Hoërseunskool het ook in die Parel kom rugby speel teen Parel Gimnasium. En een van die ouers, Koenraad de Kok, vertel waarom die toer na die Kaap so spesiaal is. Lekker as affies en gim so kan speel, spesiaal. Ek kry eintlik hoendervleis, dit is vir ons altyd 'n groot voorreg en ons is eintlik lekkerder om hiernatoe te kom as wat hulle na ons toe kom. Ons geniet dit so en ek meen dis kan nie vir 'n beter ervaring vra en geleentheid en alles hier. Dis 'n ongelooflike voorreg vir ons om as skool hiernatoe te kom. So ons is baie excited elke jaar daaroor, ja. En die Kaapse ervaring ook. Kaap is kyk ek bied ook om so hier en daar 'n ekstra ding. Ja, nee, ek meen ons was die wynplase. Ons gaan vanaand, ek dink ons gaan die Parel heeltemal 'n ander kleur verf vanaand, maar ongelooflik lekker hier in die Kaap en alles is net lekker. Ons geniet dit verskriklik hierso, ja. En dan die respek vir mekaar, weet jy, wen met 1 punt, soms verloor mens met 1 punt, maar na die tyd jy kan nie opposisie handskud. Ja, definitief. Dis jammer hulle kan nog nie treie ry al op hierdie stadium nie, want dit is 'n groot voorreg vir ons en dit is die groot sportgees. Dit is net dis moeilik om dit te beskryf en nie te vloek nie, maar dit is baie lekker vir ons, ja. Een woordjie miskien kan dit is die program is Kaap Vol Hoop, maar die woordjie hoop ek sommer uit, is nog klomp komponente en mense ervaar hoop in jou lewe, maar soos die kinders kan speel en jy kan hiernatoe kom en wat mense ervaar, gee mens hoop. Dit definitief, hoop is 'n baie sterk woord met baie min lettertjies, maar ek dink as jy net hoop, jy kan 'n swak dag hê, jy kan met 1 punt verloor,
maar môre hoop jy weer is 'n beter dag. Sou sonskyn weer. So dis 'n ongelooflike konsep eintlik is die woord hoop. So ja, nee, baie sterk woord eintlik. Absoluut maar. Ja, die manne van Pretoria het lekker in die Parel gekuier en van die ouers het ook 'n draai gemaak by die bekende Beyerskloof wynkelder. Eienaar en wynmaker Beyer Streeter vertel meer van hul topklas wyne. Beyers, mense, voorreg dat ons met jou ook so vinnig kan gesels en mense besef nie, jy het lang jare terug al jou eerste tree gegee en dit is dis nog voor die millennium gedraai het. So hoe ver gaan dit terug? Jy het al Absoluut, ek het die eerste drywe op Beyerskloof in 1988 geplant. So dis al 'n paar jaar terug. Ja, dit is 'n klop. Ja, ek skrik ook elke keer as ek dit hoor. So dis 'n hele paar jaar terug. En Pinotage het diep in jou hart ingekruip en dit is en jy saam met hom gegroei. Ja, ek het al van 81 op Pinotage gemaak en jy weet in daai jare was Pinotage soos 'n nommer 6 flank, jy weet. Altyd aan die verkeerde kant gelê, jy weet. Die manne het hom maar onder die tafel gedrink. Hulle wil nie eintlik praat van hom nie, maar Pinotage het oor die jare ontwikkel in 'n baie goeie speler, jy weet. Hy het 'n spanspeler geraak. Hy's deel van die Suid-Afrikaanse bedryf. Jy kan amper sê hy's deel van die Suid-Afrikaanse rugby span. Ja. Hy's nou 'n 8ste man en 'n nommer 7, jy weet, wat 'n bietjie rondhardloop ook met die bal. Ja. So nee, Pinotage het altyd aan my hart gewees. Ja. En die produkte die een wat jy voor ons ook het is dis trotse produkte en dit is dan seker lekker ook jou as jy op die ouend op jou hande werk in die bottel kan sien en proe en sien mense kom hier in en kom geniet hom. Dis absoluut wonderlik om te sien. Iemand geniet 'n glas Pinotage, jy weet. En dis al meer, dit raak al meer internasionale mense kom van oorsee af en vra kan ons julle Pinotage proe en dis wonderlik om dit te hoor en te sien en dis lekker om te sien mense gebruik jou produk, jy weet. Veral reg deur die land, in die buiteland, in Namibië. Ja, absoluut. Gebruik hulle dit baie, jy weet. En dis wonderlik om te sien dat hierdie eie kommersiële Suid-Afrikaanse variëteit wat kommersieel beskikbaar is, so gegroei het oor die jare. En dit het ook al hoe meer landgoedery wat dit ook beskikbaar het. Ek het in 1995 'n assosiasie gestig, Pinotage assosiasie spesifiek om Pinotage te bemark. En oor die jare het ons baie bemarkingspogings soos die top 10 Pinotage wat ons jaarliks en dit het groot groei gegee, weet soveel so dat baie min landgoedere het nie meer Pinotage in hulle portefeulje nie. Weet ons sê altyd met die assosiasie ons wil nie die kroon wees nie. Ons wil net een van die kroonjuwele wees, jy weet. En ons wil die een wees wat die blinkste skyn. So ons werk hard daaraan. Ons werk hard aan die bemarking van Pinotage soos met Beyerskloof, jy weet. Ons probeer absoluut elke jaar die beste wyn in die bottel sit en ons het amper 200 hektaar op die stadium en 75% van ons aanplantings is Pinotage. Ja, so ons het 'n groot klomp druiwe en wynwaaite ons kan kies om die beste in die bottel te sit. Ja, absoluut. Vir die mense, enige mense wat nou kyk en veral die Namibiërs wat ook indraai, miskien kan jy vir hulle so 'n prentjie net so 'n idee gee van wat te wagte kan wees as hulle byvoorbeeld hierdie enetjie kom oopmaak hier by jou by Beyerskloof. Die eerste ding is veral die Namibiërs en natuurlik almal in die wêreld is baie welkom om die Namibiërs lê baie laag in my hart want ek het al van 81 af begin bemark en die Namibiërs hou van rooiwyn veral dit raak koud. Ou besef nie Namibië raak koud in die woestyne oral. So die mense het rooiwyn nodig, maar as jy die Pinotage Reserve koop, is hy's 'n goeie prys. Is eintlik 'n gemaklike prys, maar as 'n wyn wat 15 maande in hout was, in Franse eikhout, nie eerste en tweede gebruik. En is 'n wyn wat tipies, hy wys daai swart besighede saam met die seder wat die hout gee en hy's gebalanseerd as jy hom proe op die smaak. As hy sag, want Pinotage het so 'n klassieke balans, hy het daai sagte tannine. Ja. Maar dis die tipe wyne wat ten minste 10-15 jaar sal verouder in die bottel. Ja. Ja, nee wat, mense, ek kan dit aanbeveel ten sterkste. Dan gaan hy. Dankbaar, dankie vir jou tyd. Plesier. Ja.
Ja, heerlike kuier gewees saam met Beyers by Beyerskloof kelder. Dit is net so buite Stellenbosch en daar was ook baie spesiale onthoutuie op die sportvelde in die Kaap vir vele Namibiese spanne gewees. Tot volgende week, groete uit die Kaap.